Jy's ingeskakel op Grootplaas en vanoggend gesels ons met Rustin Shaw. Hy is van Grassfields Beef en hy gesels bietjie met ons meer oor hulle beesras waarmee hulle teel, die Drought Master. Rustin, goeiemôre op Grootplaas, welkom. Goeiemôre Toepie. Baie dankie en ek waardeer. Dankie dat ek op jou program kan wees, hè. Waardeer dit. Rustin, so kom ons begin gou net, toe jy nou aangewys is as beesboer van die jaar, hoe voel 'n mens? Wel, dit was nogal overwhelming op baie stadium. Ek het dit nie verwag nie. En ja, maar dis 'n eer en dit gee jou moed in jou boerdery. En natuurlik gee dit mense daai ekstra bietjie moed, maar jy sê jy het baie lesse by jou pa natuurlik geleer en hy was 'n beesboer voor jou. Wat is daai belangrike lesse wat jy toe nou oorgedra het in jou eie boerdery? Maar my pa het basies alles, hy was my leermeester. Ek was baie bevoorreg om 'n pa te hê wat so beeste geken het en my geleer het. En ek het maar sy integriteit oorgeneem. Dis die groot ding wat hy altyd bespreek of oor gegaan het, oor integriteit. En dan ons het gefokus maar op fertiliteit in ons beeste. En ek het maar 'n boerdery oorgevat wat hy opgebou het en hopelik maak ek daai skoene vol, Nou, julle het ook besluit om beide die kommersiële kant te betree en dan die stoetkant. Hoe hou julle al twee kante aan die gang? Wel, die Draadmaster het so in 2010, het ek en my pa eintlik, toe kom ons, sien ons hierdie Draadmasters of foto's van die diere, en toe sien ons is iets anders, hulle is maar soos die Beefmaster, maar baie anders, en ons was baie beïndruk met die diere, en ons eerste bulle gekoop by Johan van der Nest op in Vryburg Considerate. En toe van daar af, toe sien ons hierdie diere wat hy na die tafel toe gebring het. Ons het klaar die vrugbaarheid gehad in ons kudde, maar het ongelooflike goeie voorspelbaarheid gebring in ons diere. En toe van daar af, toe begin ons eie stoet. Ek wou nog altyd my eie stoet begin. My pa het 'n Brahmans, Simmental en Angus stoet gehad, en toe later besluit om net kommersieel te boer, en toe ek kom boer, toe gee my daai opportunity om stoet te boer, en toe vat ek met 2 hande, en nou is ons waar ons is vandag, en opgeteel met 'n baie goeie, vrugbare basis, en nou opgeteel tot SP diere op 'n opteelprogram. So jy praat nou so van julle teelprogram, dit is nogals interessant. Julle het 'n 60 dae teelseisoen. Kan jy ons bietjie verduidelik hoe dit werk? Basies, ja, ons sit die bulle by die verse omtrent die 1 Oktober. En dan wat ons doen, ons kry die veearts om vroegdragtigheid te doen. Ons hou die bulle langer by die koeie. Maar ons kry die veearts om vroegdragtigheid te doen, om die eerste by die vers om die eerste 42 dae die te identifiseer, en dis die wat op die plaas bly en kalf. En by die koeie is dit 'n 60 dae teelseisoen, waar ons ook die bulle langer daar by die koeie hou, maar net baie vroeg die dragtigheid doen, en daai beeste identifiseer wat vroeg gaan kalf. En dis die beeste wat op die plaas bly. En dan die laaste 30 dae van ons dekseisoen, so op 'n 90 dae dekseisoen, dis die wat ons nou op ons veiling sal verkoop. Maar hulle is nie onvrugbaar nie, maar baie vrugbare diere, maar net bietjie later gevat. So julle het ook 'n besluit gemaak om die speenkalvers 'n klein bietjie langer aan te hou om hulle vroeg te verkoop. Wat is die rede agter dit? Wel, ja, ons het gevind dat as jy jou speenkalvers kan hou tot omtrent Desember langheulings, die gewig wat hulle aansit, van ons speengewig omtrent so 240 kilogram gemiddeld op speen, vat ons hulle na 280, 300 kilogram in Desember, en ons het uitgevind dat daar altyd
premie is daai tyd van die jaar vir jou speenkalvers. En dit is 'n redelike goedkoop manier om jou diere, want hulle is eintlik maar net op die veld in 'n produksielek, 'n goedkoop manier om gewig aan te sit net met die Here se gras. Nou, met al die verskillende rasse wat julle daarso het op die plaas, hoe bestuur 'n mens jou veiding effektief om seker te maak dat daar's genoegsame voeding vir al die diere? Wel, in die somer het ons 'n 4 tot 5 kampstelsel. So ons sal omtrent 150 koeie hê met kalvers in troppe, en dan sal ons hulle skuif weekliks van een kamp na die ander, en dit gee jou kamp omtrent 'n 4 tot 5 weke rusperiode waar jou gras nou natuurlik kan herstel. In die winter dan het ons het veiding of aangeplande veidings wat ons sny en baal, en dan nog vlei hooi wat ons sny en baal vir die winter. Ons maak ook kuilvoer vir die winter, maar en dan het ons ook ruskampe vir wintersveidingsruskampe vir die jonger diere wat eintlik nader onderkant die berg, nie so waar ons boer is omtrent 2000 meter bo seespieël, dan gaan dit af na omtrent 2700, en dis waar ons ruskampe vir die jonger diere hou, en dit is vir die bestuur van die jonger diere. So ek neem aan, jy is ook in kontak met ander beesboere daar in jou kontry. As jy so met hulle gesels, wat is die grootste uitdagings waarmee beesboere op die oomblik sit? Wel, op hierdie stadium, almal weet natuurlik, is hierdie back and claw wat ons nou natuurlik knou. Ek dink ek dink doen net iets op jou plaas. As jy moet net iets doen, jy moet begin jou biosekuriteit kyk, sit dubbeldrade waar jy dink die ergste probleme of waar dit verder weg is van jou af. Ek dink daar waar jy en probeer man net monitor dat daar nie vreemde beeste op die plaas kom nie, en jy kan net probeer. Jy gaan dalk ek dink met die huidige hoe die regering dit hanteer, is daar nie regtig kontrole nie, maar op jou eie boerdery gaan jy net jou bes moet probeer en dit wat jy kan doen. Rustin, ongelooflik baie dankie dat jy vanoggend tyd gevat het om bietjie met ons te gesels. Ons wens ons kon langer met jou gesels het, maar dis Rustin Shaw van Grassfields Beef, en hy is natuurlik laas jaar aangewys as die beesboer van die jaar vir 2024. Dit is Groot Plaas vir vanoggend. Ons hoop jy lekker saam met ons gekuier, en ons sien mekaar weer môreoggend.